Abraham is gesien as die vader van die Joodse volk. In Genesis 17 vers 9 tot 14 word die besnydenis as teken van die verhouding tussen God en die Jode ingestel. En hierdie uiterlike teken was vir die Jode baie belangrik, want dit het hulle aan God verbind. Die bloed by die besnydenis het gewys op die bloed van Jesus vir ons sonde, maar hulle het eerder na die teken as na Christus gekyk. Die besnydenis en die wet van Moses het vir die Jode laat dink, hul saak met God is reg. In Romeine 2 vers 25 tot 29 praat Paulus met die Jode hieroor en sê dat hierdie uiterlike teken net waarde het as hulle alles wat die wet sê presies doen, maar hulle doen dit nie. Daarom het hul besnydenis nie waarde nie. Vir God is uiterlike tekens nie so belangrik as mense wat doen wat hy vra nie. Daarna sê Paulus dat jy nie 'n Jood is as jy uiterlik aan jou liggaam besny is nie. Nee, jy is 'n Jood as die Heilige Gees die sondige natuur uit jou hart gesny het. Abraham was die vader van die gelowiges en as dit waarvoor Jesus sy lewe gegee het in my lewe deur die Heilige Gees waar gemaak word, maak dit my deel van God se volk. Die Jode het gesê jy kan in Jesus Christus glo, maar jy het ook die besnydenis nodig. Hier hoor ons dat die besnydenis nie so belangrik soos geloof is nie. Ek word deel van God se volk deur die werk van die Heilige Gees. Is jy deel van God se volk omdat die Heilige Gees al jou sondige natuur uit jou hart gesny het en jy nou deur die werk van die Heilige Gees 'n nuwe mens is?